Seker te laat om te sê Happy New Year. Dit was baie lekker om by julle te wees. En ek neem aan julle het nou seker al agtergekom, ons is saam met julle opgewonde oor die goeie nuus van God se genade. En waar hierdie boodskap verkondig word, gebeur daar dinge. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Nou ek en Lizzie het ons is uitverkoop in hierdie boodskap. Daar is geen ander evangelie behalwe hierdie evangelie nie. En ons glo dit is die boodskap, die evangelie, die gospel, die goeie nuus wat ook Suid-Afrika gaan verander. Galasiërs 3 vers 5 uit die Bybel vir almal sê: God gee vir julle die Heilige Gees en God doen wonderwerke in julle gemeentes. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit omdat julle die goeie boodskap gehoor het en dit glo. Nie omdat julle doen wat die wette sê nie. Luister gou hier. God gee vir julle die Heilige Gees en God doen wonderwerke in julle gemeentes. Kan jy gesien wie van julle het 'n wonderwerk nodig? Wie van julle, Here, kyk asseblief. Wie van julle het 'n wonderwerk nodig? Kyk, as jy die perfekte lewe het, jy doen nooit sonde nie, jou finances is reg, jou huwelik is reg, jou kinderopvoeding, jou kinders is altyd mooi, geen tantrums, jy is die perfection van perfection, dan het jy nie 'n wonderwerk nodig nie en ons is okay met dit. Ons sal graag by jou leer. Ek dink ons almal weet dat daar's areas in ons lewens waar ons wonderwerke nodig het en dis wat hierdie goeie nuus doen. En die vraag is, wat is hierdie goeie nuus? Want dit kan gebeur dat ek en jy in 'n gemeente sit en jy hoor nie die goeie nuus nie. Jy dink, jy partner selfs met jou finance in daai gemeente, maar hulle is nie besig met die goeie nuus nie. Hulle is nie besig om die wêreld te bereik met die goeie nuus nie. Wat is hierdie goeie nuus? Wat is hierdie goeie boodskap? Die goeie boodskap volgens die skrif is die boodskap van Jesus, die boodskap van Christus. Wanneer jy in 'n gemeente is en hulle vertel vir jou van Jesus, Jesus is die goeie boodskap. Hy is die goeie nuus. Dit is hy, dit gaan alles oor Jesus. En as iemand wat een tree gegee het, en hy het 'n journey begin vir mense soos ek en jy. Vir mense wat ver was van God, sodat hulle kan naby kom. En miskien sit jy hier vandag. Miskien voel jy in jou hart ver van God. Kyk gou hier, nee. Kan ek gou sien? Hierdie is scary moments. Wanneer mense vra, wat gaan aan in jou binneste? Wie van julle voel vandag ver van God? Moenie hand opsteek nie. Jy sien, dis die verskil tussen die wet en genade. Onder genade mag jy kom en daar's vryheid dat jy kan sê, dis hoe ek is. Kan ek gou sien, wie van julle voel vandag? Jy voel vandag, vanoggend hier opstaan, voel jy ver van God. Steek gou jou hand op. Kyk gou om jou. Hou gou jou hand op. Beteken dit is slegte Christene? Glad nie. Beteken dit hulle het nodig om meer van die boodskap te hoor? Ja. Want hierdie Jesus wat die eerste tree gegee het en 'n journey begin het, hy sê al voel jy ver, is jy nie ver nie, want hy sê hy's by jou. Die skrif sê hy's geestelik een met jou, hy kan nie nader kom as wat hy is nie. En hoe meer jy die goeie nuus hoor, hoe meer begin jy sien, hoe naby is hierdie Jesus. En hoe meer begin jy hom ervaar, want as jy die boodskap hoor, dan begin daar wonderwerke kom, en deel van daai wonderwerke, deel van daai beweging van die Gees is dat jy Jesus begin ervaar. Jy begin intimiteit ervaar met hom. Is jy op die regte plek? As Jesus daar is, dan is jy op die regte plek. As 'n gemeente Jesus verkondig, is jy op die regte plek.
Gaan daar nog baie gemeentes kom en weet wat Jesus verkondig? Ja, daar gaan nog baie kom. Die Here gaan nog baie mense oprig. Hy gaan sê, ek wil hê jy moet Jesus verkondig, ek wil hê jy moet die goeie nuus verkondig, ek wil nie hê jy moet die wet van Moses verkondig nie, want die wet van Moses sê, as jy perfek leef, dan sal ek iets vir jou doen. Dan sê God, ek sal vir jou ietsie doen, as jy hierdie wet perfek onderhou, en niemand kry dit reg nie. Dis hoekom ons staat maak op Jesus se genade, sodat ons wonderwerke kan kry. Hoe meer jy hoor van Jesus, hoe liewer word jy vir Jesus. Ons sê nie heeltyd, wees lief vir Jesus nie. Ons vertel vir jou van Jesus, want hy is so mooi, dat wanneer jy hom begin leer ken, kan jy nie anders as om lief te word vir hom nie. Miskien vandag voel jy het so baie sonde, en as sonde in jou lewe wat, Here, vergewe my asseblief, want jy het groot geword in 'n plek wat jy amper soos die Israeliete wat heeltyd oor en oor vergifnis van sonde moes kry. Jy glo jy moet oor en oor vra vir vergifnis om vergifnis te kry. En daarom voel jy het sonde wat jy so skuldig voel dat jy weet nie of die Here jou hoor nie. Inteendeel, die wet van Moses sê dat as jy sonde het, luister God nie na jou nie. Maar ons is nie onder die wet van Moses nie, ons is onder genade en God luister heeltyd na jou. Die goeie nuus sê, jy hoef nie eers te vra vir vergifnis nie, as jy 'n kind van God is nie, want Jesus het betaal vir jou sondes. Die dag toe jy Christen word, was al jou sondes verlede, hede en toekomstig, alles vergewe. Jy's versoen, daar's vrede gemaak tussen jou en God. Jy hoef nooit weer te sukkel om reg te maak met God nie, want Jesus het alles reg gemaak. Dis die goeie nuus. Die Jode moes oor en oor offers doen om vergifnis te kry. Jesus was ons perfekte offer. Hy het ons saak met God reggemaak vir ewig en vir altyd. Miskien voel jy het misluk in die lewe. Jy het miskien misluk in jou huwelik, in jou kinderopvoeding, in jou finansies, by die werk. Maar hierdie goeie boodskap sê, dat Jesus sê, al het jy misluk in al die areas van jou lewe, ek is lief vir jou. Jesus sê, ek is lief vir jou, ek aanvaar jou, al is jy 'n totale mislukking in jou eie oë. Kan ek gesien, wie voel vandag as areas in jou lewe waar jy misluk het? Jesus sê vir jou, al het jy misluk in daai areas, ek aanvaar jou. Ek is lief vir jou. Het jy geweet dat Jesus kan restoreer? Dis deel van die bo-natuurlike wonders wat gebeur, dat die Here kan restoreer. Ons praat 'n ander keer oor dit. Goeie nuus. Goeie nuus. Daar's iets anders wat gebeur wat baie mense nie bewus is nie. As jy gereeld blootgestel word aan die goeie nuus. Ek lees vir jou 2 Petrus 1 vers 2. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. As jy heeltyd hoor van hierdie Jesus, jy leer heeltyd van hom, jy kry heeltyd openbaring van hom, dan oor tyd gebeur daar iets wat jy sal agterkom in jou binneste. Daar kom 'n vrede. En daardie vrede is 'n vrede wat nie afhanklik is van omstandighede nie. Hierdie is baie belangrik. Hierdie vrede is nie afhanklik van omstandighede nie. Dit kan met jou baie sleg gaan. Met party mense gaan dit baie sleg, met ander mense gaan dit heeltyd sleg. Jy kan enige plek wees. Daardie vrede is nie afhanklik van omstandighede nie. Jy kan finansiële probleme hê en diep van binne af kom daar 'n vrede wat jou dra. Jy kan huweliksprobleme hê. Jy kan 'n vrou hê wat jou slaan. So, lyk my ek raak ietsie aan hierso. Maar van binne af kan daar 'n vrede kom wat jou dra.
Gewoonlik as ek praat oor vrouens wat hulle mans slaan, dan luister ek as al mans is wat senuweeagtig lag. As jy gewoonweg lag, weet ek jy's okay. Hierdie vrede is nie afhanklik van omstandighede nie. En baie keer is ons soos 'n vuurhoutjie. Dit voel, as die pressure te veel raak, voel dit of jy wil kan ek sien, wie het al ooit so gevoel? Dinge raak net te veel. Die rekenings raak net te veel. Ek kyk nou die dag nie, hulle sê Happy New Year, al wat ek sien is hulle aftrekkings gaan op my bankrekening af. Dan dink ek soos, die banke verstaan niks van Happy New Year nie. Maar wanneer hierdie bonatuurlike vrede kom, dan raak jy soos 'n vuurhoutjie wat vasgemaak is aan 'n spyker. Nou julle weet, dit vat 'n kind en hy breek hierdie vuurhoutjie. Ek kan selfs, en julle weet Dani is baie sterk. Ek kan selfs vir Dani vra, Dani, vat vir my hierdie vuurhoutjie wat aan hierdie spyker vas is en breek vir my die vuurhoutjie. Kyk, ek wil dit nou nie hardop sê nie, maar hy gaan dit nie reg kry. Ek het getraai by die huis. Ek meen, as ek dit kan doen, kan hy dit ook nie doen nie. Dis wat die vrede van die Here met ons doen. Ons voel baie keer soos daai vuurhoutjie. Kyk, partykeer is dit selfs hartseer wat maak dat jy voel of jy wil breek. Partykeer is dit werkspanning wat voel wat maak asof jy wil breek. Maar as die vrede van die Here kom, dan begin daar iets verander. En miskien het jy vandag dit nodig. En ek wil jou uitnooi om vandag saam met my een tree te gee. 'n Tree wat die begin van 'n journey sal wees, wat vir baie mense 'n eerste sal wees, maar vir baie van ons 'n journey wat ons al lank stap. En dis die journey na jou binneste toe. Om weer in kontak te kom met jouself. Weet jy wat doen die ratreis? Hy maak jou uit kontak uit met jouself. Jy's so besig met die lewe, dat jy glad nie meer besef wat is belangrik vir jou nie. Waarvoor gee jy regtig om? Jy raak uit kontak uit. Jy hardloop maar net, om alles gedoen te kry. En op die einde van die jaar, dan sê jy, ag, as die jaar net verby wil gaan, as hy net verby wil gaan. Maar kan jy weet, Januarie begin hy weer, dan gaan die aftrekkingkies weer af. En ek wil 'n teks gebruik, 'n skrifteks gebruik, wat ons help as 'n riglyn, sodat ons hierdie tree kan gee. Ek lees vir jou uit Filippense 4, vers 6 tot 7. Kan ek gesien wie klaar gelees? Dis baie mooi, hoor. Jy moet honger wees vir die woord. As hy kom, moet jy hom lees. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou as 'n mens groot geword het onder die wet van Moses wat heeltyd sê jy moet doen, anders is God nie tevrede nie. En dis wat God wil hê, en as jy dit nie doen nie, dan gaan hy kwaad wees vir jou. Dan kan jy hierdie teks lees en hy kan jou moeg maak.
Want jy kan hoor God sê, moet oor niks besorg wees nie. Maar as jy op jou bed lê, dan begin jy besorg te raak. As jy op jou bed lê, kan jy nie help nie. Jy kan nie help om bekommerd te raak oor goed nie. Jy het nou gesien, wie van julle het op die bed gelê en dan kom dit na jou toe. Gratis en verniet. Wat sê die teks regtig? Sê hy regtig ons moet ophou worry? Is dit wat hy regtig sê? Onder genade verander die teks. Hy lyk so. Die God wat almagtig is, wat enigiets kan doen, wat lief is vir jou, wat betaal het vir al jou sondes aan die kruis, die God wat sy seun gegee het en sê hy sal niks van jou weerhou nie, die God wat sê hy is jou helper, hy sê vir jou en vir my, deur Paulus, moenie bekommerd wees nie. Moenie worry nie. Kyk, wie is saam met jou? Die God van die heelal. Jy sien baie mense is by daai eerste gedeelte van die teks wil sê, moet oor niks besorg wees nie. Ek moet net dit doen. Moenie besorg wees, moenie besorg wees, moenie besorg wees nie. Ek voel ek kom 'n paniekaanval. Moenie besorg wees nie. Dis nie wat die skrifteks sê nie. Want anders te dink jy, ek is net by die eerste gedeelte, kry nie die eerste gedeeltetjie reg nie, maar maak en alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Dis baie werk om die vrede te kry. Dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê hierdie groot God, hy sê vir jou, ek ken al jou worries en ek sê vir jou, moenie bekommerd wees nie. Iemand trek die toutjies. Dan sê hy, maar maak en alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Nou daar's ongelooflike wysheid in daai teks. Dit sê maak jou begeertes bekend. Ons gaan nou net 'n kort rukkie vat en dan gaan ek jou vra, maak jou begeertes bekend. Jy sien baie mense weet nie eintlik meer wat hulle begeer nie, want die rat race het hulle uit kontak uitgevat met hulle self. Hulle begeertes het nou geraak as ek net al my rekenings kan betaal. As ek net my kinders by die skool kan kry, wat sal nog in die rat race? As ek net my werk gedoen kan kry, as ek net die deadlines kan gedoen kry, daar's niks meer van 'n droom nie. En dan gaan die krag af. En dan breek die vuurhoutjie. Want is alles goed wat ons as negatief beleef, baie keer, wat ons jaag om gedoen te kry. Maar hierdie skrif sê, jy moet jou begeertes bekend maak. Wat begeer jy? Dit sê nie, wat dink jy is moontlik nie. Wat begeer jy? Begeer jy 'n goeie huwelik? Daniels moet werk in hierdie een. Begeer jy 'n goeie huwelik? Begeer jy 'n huwelik waar jy kan lag? En waar daar grappies is? En waar jou vrou jou nie slaan nie, dankie. Ek sien nou die dag geding en wee jou as jy dit ooit aan jou man doen. Iemand stuur 'n klip en die vrou sit so by 'n man terwyl hy slaap. En die huwelik is glad nie goed nie. En die volgende oomblik haal sy uit en sy slat vir hom baie hard. En hy skrik wakker uit die slaap uit en sy sê vir hom, "Ag, toe maar my man, het jy 'n nagmerrie gehad?" Dis net 'n grappie, net 'n grappie. Maar ek dink dit is nogal goed as jy jou man wil terugkry. Maak jou begeertes bekend. Wat begeer jy regtig? Wat begeer jy regtig? Die Here wil hê jy moet in kontak kom. Hy sê, moenie worry oor al hierdie goeders wat jy sien verkeerd gaan. Miskien is jy bekommerd oor die land, jy's bekommerd oor die ekonomie, jy's bekommerd oor die standaard van die skole, jy's bekommerd oor Afrikaans, wat jy voel besig is om by die deur uit te gaan. En dan kom jy nog kerk toe en jy luister na 'n pastoor wat slang gebruik. Oh man.
Die Here sê, moenie bekommerd wees oor hierdie goed nie. Maak jou begeertes bekend. Kom in kontak met jouself. Want jy sien, wanneer ons in kontak kom, deur net 5 minute te vat, 'n dag, en te sê, Here, dis wat ek begeer. Dis wat ek begeer. So as jy met die Here kuier, begin daar goed in die gees beweeg. En wat die gees baie keer doen, miskien het jy dit al ervaar, as jy sê, Here, ek begeer dit en ek begeer dit, dan kom daar wysheid en insig na jou toe. Want jy kuier saam met Jesus. Terwyl jy sê, Here, ek begeer dit en ek begeer dit, ewe skielik voel jy daar kom 'n vrede. Ewe skielik word jy bewus van Jesus. Ander kere terwyl jy sê, Here, ek begeer dit en ek begeer dit en jy is besig om in kontak te kom met jouself en jou hart uit te stort voor die Here, voel jy asof jy moet stil word in die Here se teenwoordigheid. Ander kere voel jy of jy net moet wag op die Here. Want die Here is besig om saam met jou te kuier. En wat gebeur as jy saam met mense kuier? Jy leer hulle ken. En wat gebeur as jy Jesus leer ken? Wat gebeur met jou vrede? Kyk gou weer na 2 Petrus 1 vers 2. Vorige teks. Wat gebeur as jy saam met Jesus kuier? Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Soos jy kuier en hy openbaar homself aan jou, begin jou vrede toeneem en dit is wat sê die skrif in Filippense 4 vers 6 tot 7, die volgende teks, kyk wat sê dit. Dit sê, maar maak in alles julle begeertes die gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Soos jy kuier en jy kry kennis van Jesus, want hy kuier saam met jou, begin jou vrede toeneem. En kyk mooi wat sê hierdie teks. Hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As alles reg was, as jou omstandighede perfek was, sou dit nie nodig gewees het dat hierdie vrede wag moet hou oor jou nie. Dis 'n militêre term, dit sê dit beskerm. Daar's 'n wag wat by die deur staan. Hy beskerm jou gedagtes en jou hart. En jy weet dit gaan moeilik, jy weet dit gaan rof, jy weet dinge lyk nie goed nie, maar daar's 'n diep vrede wat van binne af kom en wat jou dra en wat jou sterk maak. Jy is soos hierdie vuurhoutjie met die spyker. Ek wil vra, wil jy nie die eerste tree saam met my gee nie? Onthou, dit is nie altyd 'n maklike tree om hierdie journey inwaarts te begin na mense binneste toe nie. Want baie keer is daar goed in jou binneste wat nie lekker is nie. Daar's miskien hartseer. Daar's miskien goed wat gebeur het wat jy nie weer aan wil dink nie. Of miskien vir jou is daar ongelooflike joy daar, daar's goeie herinneringe, lekker dinge wat gebeur het. En jy's opgewonde, ek sien partykeer, ek dink as jy so oor 103 gaan, dan begin jy mos maar stories oor en oor vertel. En dan dink mense jy's dom, hulle dink jy kan nie lekker onthou nie. Maar jy weet is eintlik, omdat jy kennis oordra, en hulle is so dom, hulle kry dit nie. Jy leer vir hulle lewenslessies, en jy doen dit met die beste kwaliteit, met stories, maar hulle vang dit nie. Ja, moenie dink jou ouers is dom nie. Hulle dink jy is dom. Baie keer is daar goed daar binne wat goed is en wat sleg is, maar ek wil jou encourage. Kom ons vat daai eerste tree. Kom ons gebruik Filippense 4 vers 6 tot 7 as 'n riglyn. Kom ons vat 3 minute, ons raak stil en ons sit bietjie by die Here en sê, Here, hierdie is my begeertes wat ek bekend maak aan U. Vir baie mense, vir my was dit selfs moeilik om my begeertes te kry. Jy vat so 'n rukkie. Jy sê, Jesus, ek sal nou like as ek 'n lekker vinnige kar het. En as die spoedgrens nou skuif na 200. Dis alles begeertes. Ek kan sien ek spreek tot party. En onthou, as jy daai begeertes bekend maak, sal die Here met jou counsel. Hy sal met jou praat, hy sal vir jou sê, hier's ouens hier, Fransjo is nie vandag hier nie. Ekskuus Fransjo dat ek jou na afwesigheid oor jou praat, maar die Here het met hom gecounsel om te sê hierdie is gevaarlik.
As jy so en so met 'n motorbike ry, is dit gevaarlik. Dit was sy begeerte en die Here het hom gekansel op 'n mooi manier. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons vat 'n tydjie en al wat jy doen in hierdie tyd is 3 minute saam met Jesus. Maak jou begeertes bekend aan hom. Maar kyk ook wat Jesus doen nou. Maak hy jou 'n bietjie stil? Maak hy jou bewus dat hy lief is vir jou? Sê jy moet net 'n bietjie wag in sy teenwoordigheid? Of maak hy 'n longing in jou hart wakker dat jy verlang na Jesus om hom beter te leer ken? Jesus, dankie dat jy by ons is. Ons wil sommer net 'n bietjie op U fokus. Ons wil net ons begeertes bietjie bekend maak. Dankie dat jy elke woord hoor. Dat jy ons harte kan sien. Dankie dat maak nie saak wat daar is nie. Ons hoef nooit te vrees soos Dawid wat bang was dat U gees van hom sou wegneem nie. U sal nooit die gees van ons wegneem nie. Want U het betaal vir al ons sondes aan die kruis. U is gestraf in ons plek. Vrede, vrede, vrede. Want Jesus het betaal vir al jou sondes. Amen. Kan ek gesien, wie van julle kon reg kry? Jy het onmiddellik geweet wat jou begeerte is. Jy weet wat jy begeer. Baie belangrik, as jy dit bekend maak, hou aan met bid. Hou aan om daai begeerte voor die Here neer te sit, want jy soek die Here se wysheid op daai begeerte. Hy gee baie keer vir jou 'n way hoe om dit reg te kry, hoe om dit te laat gebeur. Wie van julle het terwyl jy so gesit het, het jy begin om vrede te ervaar? Kyk gou mooi, kyk mooi, kyk mooi. Dis 'n beweging van die Gees. Dit kom deur Jesus. Dit's baie gentle, baie saggies. Jy kan in stap bly met die Gees en saam met daai vrede beweeg en dan baie keer vat die Gees jou verder. Kan nou gesien, hier is 'n moeilike een. Ons sukkel baie keer met hierdie een. Dis een van vreugde. Wie van julle terwyl jy jou begeertes bekend maak, jy daar 'n bietjie vreugde begin kom na jy? Jy het gevoel dat baie keer is dit so saggies wat eers begin kom. Wie kan ek gesê kan ons sien? Onafhanklik van omstandighede. Wie van julle voel terwyl jy jou begeertes bekend gemaak het, is dit asof daar ewe skielik nuwe insig of wysheid na jou toe gekom het? Awesome. Ek wil jou vra, as jy graag wil, terwyl ons besig is met hierdie reeks, wil jy nog 'n tree en nog 'n tree en nog 'n tree gee op die journey na binne? Wil jy nie kyk of jy, terwyl die reeks in die gang is, elke dag 5 minute kan vat en net by die Here sit en jou begeertes bekend maak en terwyl jy by hom sit, net kyk wat gebeur.
Kan ek gesien, is daar iemand wat voel jy wil graag daai journey miskien stap? 5 minute 'n dag. Okay. Onthou nou as jy jou hand opsteek, ons gaan jou nie accountable hou nie. Jy gaan die 5 minute gaan nie maak dat Jesus meer van jou hou nie. Dit gaan nie maak dat hy minder van jou hou as jy dit nie doen nie. Dit gaan absoluut net oor jouself om saam met Jesus te kuier. As jy voel jy wil dit doen, wil ek jou vra, 5 minute 'n dag. Kan wees terwyl jy stort. Kan wees terwyl jy ry. Kan wees terwyl jy in die toilet is. 5 minute. Maak jou begeertes bekend en kyk wat doen Jesus. En dan wil ek jou nog iets vra. As jy dit doen, miskien kry jy dit net 3 keer reg binne in die 4 weke. Want jy is deel van die rat race. Miskien kry jy dit meer kere neer. Maar as daar iets gebeur met jou. Okay, nou klink dit skerry as iets gebeur met jou, want wat kan gebeur? 5 minute, wat? As dit gebeur dat jy begin 'n ervaring kry van Jesus, soos goed dat hy lief is vir jou, of jy begin vrede ervaar, of jy begin voel dat jy moet net wag in sy teenwoordigheid, of jy begin voel hy leer jou goed, wil jy nie met my deel nie? Jy hoef nie. Onthou, want miskien vat Jesus jou na 'n memory toe, wat iets in jou verlede wat gebeur het, en hy sê jy moet deel hiermee. Ek wil vir jou vra, deel dit asseblief met my. As Jesus iets doen vir jou, deel dit met my. Want dit wat Jesus met jou doen, kan miskien weer iemand anders te bemoedig. En is baie keer klein goedjies. Daar's miskien iemand nodig hier wat hier sit vandag en al wat daai persoon nodig het, is net bietjie krag vir die week. En terwyl jy so sit, ervaar jy ewe skielik hoe jy krag kry. As jy daai testimony deel, dan is iemand wat sê, "Joh, maar as daai ou kan krag kry by die Here, kan ek dit ook kry en as hy dit verniet kry, dan kan ek dit ook mos verniet kry." Ek gaan ook 5 minute bietjie sit en kyk wat gebeur. So as jy met my wil deel, as jy op Facebook, kan ek sien wie van julle het Facebook? Okay, as met werk daarin ook miskien. As jy Facebook het, kan jy opgaan, jy kan Albie Jordaan intik. Jy moet nie skrik vir wat alles daar opkom nie. Daar's weird ouens daar buite wat hulle self Albie Jordaan noem. Maar dan gaan jy na Albie Jordaan toe, jy kyk my page sê, aan sy bokant sê hy, preaching the gospel of God's grace, revealing Christ, en dan stuur hy my 'n boodskap. Deel 'n bietjie my ervaring met jou. Wat het jy ervaar in daai 5 minute? En ek wil jou vra as jy kan. Dis nie 'n reël nie, dis nie wat maak dit ons jou kerk lidmaatskap. As jy 'n groot woord, ek weet nie eens of daar so iets is nie, maar dat is dit gaan beëindig as jy nie 5 minute elke dag doen nie. Niks daarmee te doen nie. Dit gaan absoluut dat jy saam met Jesus kuier. So ons gaan jou nie opcheck nie. Dis tussen jou en Jesus. En al doen jy dit nie reg nie, al weet jy nie wat is danksegging. Wat is dit? Dit gaan nie oor om dit reg te doen nie, dit gaan bloot om saam met Jesus te kuier. Laat weet my asseblief, wat ervaar jy, wat gebeur, wat leer jy? Terwyl die reeks aan die gang is. En daarmee sluit ek af vandag. Ek hoop jy het iets van die Here se blessing ervaar, iets van sy goedheid, iets van sy liefde. Ek probeer so 'n awkward moment maak, maar ek kry dit nie lekker reg nie. Julle is net te nice. As jy daai 5 minute doen en daar's 'n awkward moment tussen jou en die Here, jy voel jy het nie woorde nie, jy voel jy weet nie meer wat om te sê nie, sit maar net bietjie by hom. Hy is so lief vir jou, partykeer wil hy maar net hê dat jy bietjie by hom sit sodat hy vir jou kan bewus maak van sy liefde. Mag jy sy liefde ervaar hierdie week. Amen.